Goeiemôre. Die tema van my preek vanoggend is selfondersoek en kritiese nadenke. Mag die Here met julle wees. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U met ons elkeen kan wees vanoggend. Here, lei ons deur U Heilige Gees en maak ons harte ontvanklik vir U woord. Here, dankie dat U ons die vermoë gegee het om ons doelwitte te evalueer. Here, help ons om ons doelwitte in lyn met U wil te bring. Amen. Nou, daar's 2 skrifgedeeltes wat ek wil lees. Die eerste kom uit Spreuke 4 vers 7. Die wysheid kom eerste. Sorg dat jy wysheid bekom. Gee alles wat jy het om insig te bekom. En die tweede ene is Lukas 14 vers 28. Wie van julle wat 'n gebou oprig, gaan nie eers sit en die koste bereken, om te sien of hy genoeg geld het om die werk te voltooi nie. Nou, wysheid begin by stil word en dink. Besinning is nie twyfel nie. Dit is die metgesel van wysheid. Ons leef vandag in 'n wêreld wat aksie, spoed en besluitvaardigheid beloon. Maar soms kan 'n haastige besluit meer skade doen as die gevaar self. God het ons die vermoë gegee om ons doelwitte te evalueer. En onderskeidingsvermoë beteken om ons doelwitte in lyn te bring met God se doelwitte. Nou, ek gaan 'n paar voorbeelde vandag gebruik uit bergreddingsmislukkings. Nou, met bergreddingspogings moet reddingswerkers baie vinnige besluite neem in 'n omgewing met lewensgevaarlike risiko's. Nou, bergklim is gevaarlik. Dit is seker die sport met die hoogste risiko, selfs hoër as valskermspring. Daar's 'n groot verskeidenheid gevare en maniere waarop mens kan sterf met bergklim. En dit sluit in rotsstortings, sneeustortings, krevasse, afgronde en slegte weer. Dis maar net 'n paar van die risiko's. Nou, wat is 'n krewas? Nou, in berge met baie sneeu beweeg hierdie sneeumassa en ysmassa stadig by die berg af. En dan begin krake vorm in hierdie sneeumassa. Nou, hierdie krake is nie altyd sigbaar nie. Soms as dit weer sneeu, kan daar 'n brug vorm oor van hierdie krake. So, dit is 'n groot gevaar in bergklim, waar bergklimmers binne in 'n krewas kan inval. Nou, hoe stap mens veilig op 'n berg met krewasse? Bergklimmers bind hulle vas aan mekaar tipies met 'n tou, en as hulle op 'n plat gedeelte loop, dan is daai tou redelik lank, sodat indien een in 'n krewas val, dan val die ander persoon nie ook in dieselfde krewas nie. En as bergklimmers op 'n steildeel is, dan maak hulle die tou 'n bietjie korter, want dan is daar 'n addisionele gevaar. Die gevaar dat iemand kan gly en momentum optel. So dan moet die tou kort wees, sodat daai gly gestop kan word voordat die ander persoon momentum optel. Maar dan is daar egter 'n groter risiko dat albei persone in 'n krewas gaan val. En die voorbeeld wat ek vandag gaan gebruik is van die Mount Hood reddingspoging in 2002. Hierdie reddingspoging was lewendig uitgesaai op TV. So meeste mense in Amerika kan dit onthou. Daar was 9 bergklimmers wat Mount Hood geklim het. En ongelukkig was die tou 'n bietjie lank tussen al 9 persone toe hulle op die steildeel was. So toe die eerste persoon begin gly, toe daai persoon momentum opgetel en die tweede persoon kon hom nie stop nie. Die tweede persoon het toe ook begin gly en momentum opgetel. En so het op die ou end al 9 bergklimmers begin gly by die berg af en al 9 het in 'n krewas afgetuim.
3 van die bergklimmers was oorlede, 3 was ernstig beseer en 'n reddingspoging is geloods om hulle te red. Nou die helikopter het die wat ernstig beseer is opgehuis en hospitaal toegeneem. En ek dink was meer as een helikopter betrokke, maar die weer het ook stadig begin slegter raak. Die wind het sterker begin waai. En toe die laaste persoon opgehuis word, toe kom daar 'n rukwind. En die vlieënier het beheer verloor oor die helikopter. Die helikopter het begin tuimel. Nou gelukkig kon die vlieënier die ander reddingspersoneel wat nog steeds op die berghelling was vermy, maar hy kon nie keer dat die helikopter vasvlieg teen die berg nie. En toe die rotorlemmer loskom, het die helikopter by die berg begin afrol. 100 meter ver afgerol, en gelukkig was net een van die 5 reddingswerkers aan boord ernstig beseer. Nou dit is 'n groot probleem met reddingspogings. Hoe om die balans te hou tussen die red van 'n persoon en die veiligheid van die reddingswerkers. Hierdie storie word ingesluit saam met 'n klomp ander in 'n handboek wat gebruik word as opleiding vir reddingswerkers. Reddingswerkers het almal dieselfde doel, hulle wil mense red. Maar daar is iets wat hulle noem reddingskoers, wat reddingswerkers begin affekteer. En dan verloor hulle perspektief. Hulle dink nie aan die risiko's vir hulle self en hulle mede-reddingswerkers nie. En daarom, tydens opleiding, word selfs reddingswerkers geleer om soms stil te staan en weer alle risiko's te evalueer. Onthou, hulle moet vinnige besluite neem. Maar hulle moet ook geleer word, daar is nie net een doel om 'n persoon se lewe te red nie. Daar is ook die doel om alle reddingswerkers veilig terug te bring. Elke reddingswerker het 'n verantwoordelikheid ten opsigte van die persoon wat gered moet word. Maar reddingswerkers het ook 'n verantwoordelikheid ten opsigte van mekaar. En wat is die geestelike les vir ons? Wat kan ons by God leer? Hou ons miskien vas aan 'n verkeerde besluit omdat erkenning van mislukking te pynlik voel? Kritiese besinning kan die kringloop breek. Ons moet onsself afvra, volg ek nog wysheid of stap ek al hoe dieper die gevaar in? Selfs in die kerk hou ons soms programme aan die gang, nie omdat dit vrug dra nie, maar omdat ons reeds te veel belê het om te stop. Miskien klou ons vas aan gewoontes of selfs verhoudings wat ons skade kan aandoen. As gelowiges beoefen ons geestelike dissiplines om ons te help om selfondersoek te doen. Die eerste wat ek wil noem is die Sabbat. God bou rus en refleksie in sy skepping in. Ons werk in die week, maar op 'n Sondag moet ons stil staan en ons moet selfondersoek doen. Is ons doelwitte nog in lyn met die doelwitte van God? Is ons doelwitte in lyn met God se liefde? Dan moet ons ook daagliks bid tot God. En weer eens sluit dit selfondersoek in. Wanneer ons bid, staan ons stil. Waar het ek uit liefde en waar uit vrees of trots opgetree? Selfs wanneer ons 'n goeie doelwit het, moet ons nog steeds selfondersoek toepas. Die nagmaal is nog 'n vorm, is nog 'n dissipline waar ons selfondersoek doen. Dan moet ons ook luister na die wyse raad van ander in ons gemeente. Elkeen van ons het blinde kolle en ons moet mekaar help
en mekaar ophou. Laastens die Bybel self. Ons moet gereeld stilte tyd hou, die Bybel lees. God se woord help ook om ons blinde kolle oop te vlek. Die Mount Hood verhaal was baie tragies, maar dit red lewens vandag nog, omdat dit gebruik word in die opleiding van reddingswerkers. Net so kan ons eie foute en mislukkings getuienisse word, as ons daarop reflekteer. Paulus herinner ons in Romeine 8 vers 28, dat alles ten goeie meewerk vir die wat God liefhet. Selfs mislukking kan vrug dra, as dit ons tot wysheid lei. Die genade van ons Here Jesus Christus, die gemeenskap van die Heilige Gees en die liefde van God sal met julle almal wees en bly. Baie dankie. Totsiens.